Goeiedag almal en kom ons gesels verder oor die storie van Dawid. Dawid se storie as baasvegter het nie met sy oorwinning oor Goliat, die baasvegter van die Filistyne, begin nie. Luister net na die berig wat een van Saul se dienaars aan hom gebring het, lank voordat Dawid voor Goliat gestaan het. 1 Samuel 16 vers 18. En een van Saul se dienaars antwoord en sê vir hom: "Kyk, ek het 'n seun van Isaai gesien wat kan speel, en hy is 'n dappere held en 'n krygsman en wel ter tale, en hy is ook mooi gebou, en die Here is met hom." Dus, die dag toe Dawid teenoor Goliat in die dal gestaan het, was vir hom absoluut alledaags. Dit was nie vir hom vreemd om voor die vyand te staan en in sy oë te kyk nie. Luister na sy eie woorde toe hy met Saul praat oor die onbesnede Filistyn waarvoor Saul en die hele weermag van Israel vreesbevange was. 1 Samuel 17 vanaf vers 34. Daarop sê Dawid aan Saul: "U dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. U dienaar die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het." Luister net na Dawid se verwagting en geloof in die Here. Verder sê Dawid: "Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn." Toe sê Saul vir Dawid: "Gaan en mag die Here met jou wees." Nou hierdie storie van Dawid leer ons dat ons ook onverbiddelik op die Here kan vertrou vir oorwinning oor enige onbesnede demoniese aanslag op ons lewens. Maar om soos Dawid te oorwin, moet ons die volgende in ag neem. Met die verskyning van die reus Goliat het daar eintlik twee vyande teen Israel en ook Dawid gestaan. Vyand nommer 1 Samuel 17 vanaf vers 4. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyn met die naam Goliat uit Gat. Sy hoogte was 6 L en 'n span 3,9 meter. En daar was 'n koper helm op sy hoof en hy het 'n panser van skubbe aangehad. En die gewig van die panser was 5000 sikkels koper, 87 kilogram. En skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koperlaans tussen sy skouers. Die stiel van sy spies was soos 'n wewersbank en die lem van sy spies was 600 sikkels yster, 10 kilogram swaar. Weet, probleme kruip nie weg vir jou nie. Jy kan dit sien en jy kan dit ervaar en dit staan bankvas voor jou. Al wat die hele weermag kon sien was dit wat voor oë was, die baasvegter. Kyk sy spies, kyk sy panser, kyk hoe groot en sterk is hy. Dit wat hulle kon sien was die waarheid. Dit was inderdaad 'n goed gewapende baasvegter. En jou probleme en uitdagings is inderdaad ook 'n goed gewapende baasvegter. Die Here sê dit in Efesiërs 6 vers 12. Hy praat van die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, bose geeste in die lig. Alles dinge wat ons vreesbevange kan maak. Nou kom ons kyk na die tweede vyand wat teen Israel en Dawid gestaan het. 1 Samuel 17 vers 8. En Goliat het gaan staan en roep na die slagorde van Israel en vir hulle gesê: "Waarom trek julle uit om julle slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man uit dat hy na my toe afkom." Vers 11. En toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Weet, probleme kruip nie weg nie. Jy kan dit sien, jy kan dit ervaar en dit staan bankvas voor jou. En verder, probleme praat met jou. Dit sê iets wat jou vreesbevange kan maak. Dag en nag praat jou probleme met jou om jou te oortuig. Jy kan nie, dis nie die moeite werd nie. Maar kenmerkend van Dawid se optrede was dat hy nie homself blind gestaar het teen dit wat hy gesien en gehoor het nie. Al wat hy gesien en gehoor het, was die onbesnede Filistyn wat die slagordes van die lewende God durf uitdaag het. En weet jy wat?
Die aanvalle van die bose teen jou is ook soos hierdie onbesnede Filistyn wat jou durf uitdaag. En onthou, jy is deel van die slagodders van die lewende God. Nou vandag het ons gekyk na die twee vyande wat teen Dawid en Israel gestaan het. Maar kom ons kyk môre na die twee vyande wat teen Goliat, die onbesnede Filistyn, gestaan het. Maar tot dan toe, maak vandag Dawid se storie van oorwinning jou storie. En onthou altyd, Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Dawid se God is ook jou God. Dankie daarvoor, Here. Amen.